Tinette, waar blij jy toch? Maar niks gaan jou ooit aanjagen, nee. Die jou dame is niet meer zo jong, nee. Ja, ik zal daar. Alles gereed. Mooi, mooi. Nou, Marie, ja. Ach, ja. Wanneer jy klaar is met my hare, dan kam ek joune. Ek hou van myne nie dit is. Hy, dit moet daarom gekam word. Onthou my ouma kom ons vandag. Dink jy sy sal raas? My ouma raas nie, maar jy wil daarom mooi lyk, nee. Is jou ouma dan baie kwaai met kinders? O, glad nie, sy's lief en vriendelik en altyd gaaf. En waarom bly jou ouma dan nie hier by julle in die huis nie? Dis mos groot genoeg. Frankfurt is vir haar te groot en besig. Sy sê sy word oud en wil in 'n kleiner, rustiger dorp bly. Hoekom bly jy dan hier en nie by haar in die klein dorp nie? Want daar is geen privaat onderrig nie. Dit kry 'n mens net in 'n stad en ek het nog baie om te leer soos jy weet. En nie net ek nie, jy ook. Weet jy? Geef vir my die kam. Ek is seker jy wil daarom ook mooi lyk vir my ouma se besoek. Is jou ouma nes juffrou Rottenmeier? Ag, moenie daarvoor bang wees nie. Sy is heeltemal anders. Al die kinders hou van haar. Jy sal ook nog. Ek sal eers van haar hou as ek haar ouma mag noem. Ek is seker jy mag haar so noem. Jy moet haar net vra. As jy wil, kan sy ons die hele dag sprokies vertel. Sy ken hulle almal. Wie jy Klare, ek hou sommer baie meer van jou ouma. Adelheid, kom asseblief hier, my kind. Het die ouma al gekom, juffrou Rottenmeier? Adelheid, hoeveel keer moet ek jou sê om eers te klop? Dit was net per ongeluk. Ek duld geen ongelukke nie. Gaan dadelik weer uit. Ja. Oefen tot jy dit reg kry. Stel jou voor, ek is mevrou Seseman en dan kom jy in om my te groet. Kom binne. Hallo, juffrou Rottenmeier. Ek is nie juffrou Rottenmeier nie, dis ook nie hallo nie. Ek is mevrou Seseman, verstaan? Regtig? Kom in en vra, hoe gaan dit met u, mevrou Seseman? Waar is die mevrou Seseman? Ek gee op. Hier is sy. Waar is sy dan? Genade, geen mens kan so dom wees nie. Begin weer van vooraf. Goeiemôre, ouma, hoe gaan dit? En wie het gesê jy mag haar ouma noem? Niemand nie, maar sy sal nie omgee nie. Dit is juffrou Clara se ouma en alleenlik sy mag haar ouma noem. Ander mense noem haar geagte mevrou. Hoekom? Luister mooi. Mevrou Seseman is die vrou van die huis. Ons moet haar met groot respek aanspreek. Sy is 'n fyn opgevoede dame en net soos ek waardeer sy ook goeie maniere. Sy duld geen lawaai, geen onbeskoftheid in haar teenwoordigheid nie. En as jy jou sleg gedra, kry ek die skuld daarvoor. Maar Clara het gesê sy's baie gaaf. Natuurlik is sy, maar sy vereis absolute gehoorsaamheid. Dan sê gaan ouma nie. Dan sê nes u Adelheid, dis onsin. is sy onsin nie. Jy moet onthou, die geagte mevrou duld geen teepratery nie. Goed. Wat is nou weer aan die gang? Wat wil jy met die skildery maak, Sebastian? Ik wil het hier ophangen, dit is al. Waarom? Daar hang een aan die muur. Ik wil het omruilen, dis mevrouw se gunstelingsskildery die. Jy's net besig met tydmors. Maar ek gedink, Jy moenie dink nie. Jy moet net jou werk doen en ek sal besluit wat jy moet doen. jy vriend. Net 'n oomblik wag. Wat dra jy oor jou arm, Tinette? Gordyne. Hou julle my vir die gek of wat gaan hier aan? Wat wil julle met hierdie gordyne aanvang? Ophang. Die geachte mevrouw verkies helder kleren in die huis. Meneer Seseman het aan my die hele huishouding oorgedra. En ek kan nie onthou dat ek jou beveel het om die gordyne op te ruil nie. Hier is sy. Wat staan julle nog so rond? Maak gou. En jy, Adelheid, onthou nou wat ons voorheen saam geoefen het. Jy kniebuig en vra beleefd, hoe gaan dit met u, geagte mevrou? En moet haar asseblief net nie ouma noem nie. O, sjoe, sy kom. Geagte ouma, geagte ouma, geagte ouma. Met Pieter se ouma was dit maklik. Sy was net ouma sonder geagte. Mevrou geagte, mevrou geagte, mevrou geagte, mevrou geagte, mevrou geagte, mevrou. Hoe gaan dit met u ouma? Gaan dit goed?
Goed, dankie my kind, uitstekend. Ek is Clara se ouma. Sien hoe sy's kwaai. Welkom thuis, mevrouw Zeeseman. Ja, hartlik welkom. Juffrouw Rottenmeier, je moet die recht ruk. Maar wat is fout met haar? Het lijkt me haar senuwees is gedaan. Mevrou Seseman, Ek is jammer, juffrou Rottenmeier, maar hoe moes ek geweet het dat u so maklik skrik? Ek wou Clara nie Switser se dogtertjie verras. ek vrees ek word te verras. Wat dink julle van my beervel? Lyk ek nie na 'n pragtige beer nie? Ja, vreeslik natuurlik. Dit was nou vir jou 'n gelukskoot daar. Ek het dit heel toevallig ontdek. Ek wonder wat die kinders gaan sê. Ag, mevrou, ek kan dit nie doen nie. Clara is nog te sensitief. Waar krijg je toe die beervel? Als we op pad bij een circus voorbij gereden en daar het ze hem zomaar geleen. Typisch van haar. Juffrouw Rottenmeier zijn gezicht zou ik zomaar gauw vergeet niet. Mevrou Seseman, geagte mevrou, dink aan die kind se gesondheid. Ek smeek u weer eens. Binne? Eet jou op. Ek is 'n uitslijke beer. Jy gaan sommer lekker smaak. Heuning sal nog lekkerder smaak. Maar jy het tog seker vanmôre heuning vir ontbyt gehad. Liewe ouma. Het jy daarom 'n bietjie geskrik? Nee, glad nie. Ek het dadelik geweet dat dit ouma is. Ouma lyk tog te snaaks. Snaaks, maar lyk ek dan nie vreeslik nie. Nogal. Jy lyk goed, Clara. Baie beter as wat ek verwag het. Ek is bly daaroor. Ek is bly ouma is hier. Oh, Laat ek jou vashou, my kind. Waar is die kleintjie uit Switserland? Wat dink jy, Clara, as ons twee haar saam verras met die beervel? oh ja. Ek is seker ek is waar die eerste ouma wat nie se beer lyk. Ek wil hoor wat sy sê. O, ouma moet hard grom. As jy net weet hoe hard dit kan grom. Geagte mevrou, nee, ek kan dit nie self stoot nie. Sebastian, gou, Sebastian. Wag mevrou, ek sal die rolstoel stoot. Maar ek kan mos self. Dis veel te swaar vir u. Geagte mevrou, ouma. Jy het vir my weggekruip. Nou weet ek. Ek is 'n groot beer. Gou weg. Gou, ek gaan jou vang. Ek is vinniger as jy. Ek eet Switserse dogtertjies. Ek is 'n groot. Selfs hy is nie bang nie. Is jy nie bang nie? En ek het soveel moeite gedoen om jou skrik te maak. Hallo liewe ouma. Hallo kleine Heidi. Adelheid, wat sê jy daar? Hoeveel keer moet ek vir jou sê hoe jy moet groet? Doen dit soos ek jou geleer het. Dis nie nodig nie. Ons het mekaar mos al klaar gegroet. Ek het Adelheid vanmôre laat oefen en daarom wil ek hê sy moet dit reg doen. Ek is jammer dat ek jy moet teëgaan, maar in die geval kan ek nie toegee nie, mevrou Seseman. Ek sal my natuurlik nie met u wyse van opvoeding inmeng nie. Ek sal dit waardeer. Kom nou, Adelheid, begin weer van voor af. Nou goed. Hoe gaan dit mevrou geagte? Mevrou geagte. Is dit wat mense daar by julle in die berge sê? Nee, ons sê dit nooit nie.
Ons het dit ook nie. Ek het dit nog nooit gehoor nie. Kom Adelaide, jy weet dit tog. Dis genoeg. As jy wil, kan jy my ook ouma noem. Reg? Maar natuurlik wil ek baie graag. En nou is dit jou beurt om jou weer voor te stel. Ek moet daarom weet wat jou naam is. My naam is Heidi, maar miskien is my naam Adelheid. Het jy 2 name of mag ek een uitsoek waarvan ek hou? Ek kan dit aan nie verduidelik as jy my toelaat. Sy noem haarself net Heidi. Haar volle doopnaam is Adelheid. Nou begryp ek dit. As sy haarself Heidi noem, dan wil dit vir my voorkom of sy gewoond is aan die naam. Goeiemôre Heidi, hoe gaan dit? Dit gaan baie goed, dankie. Juffrou Clara, meneer kandidaat wag reeds in die voorkamer. Moet ons dan vandag ook leer? Waarom sal ons vandag 'n uitsondering maak? Omdat dit 'n uitsondering is, my ouma is hier. Ja, maar moenie bekommerd wees nie. Ouma gaan mos nie nou weer weg nie. Ek sal graag die klas verbywoon. Ek wil sien watter vordering sy gemaak het. Het sekerlik geen beswaar daarteen nie, juffrou Rottemeier. Wat? Nee. Sebastian, gee die beervel asseblief vir Johan. Hy moet dit aan die sirkus teruggee. Ja, goed geagte mevrou. Goeiemôre. Oh, wat 'n aangename verrassing om u weer by ons te mag welkom heet, mevrou Seseman. U was hoegenaamd nie gedurende die afgelope 2, nee, net 1 jaar hier aanwesig nie. Ja, daaraan sien mense hoe die tyd vlieg. Ons word nie jonger nie. Die oë wil nie meer so mooi nie en die ou bene Ja, dis sukkel goed, meneer maar. kandidaat. Ons kan na die tyd 'n bietjie met mekaar gesels. Nou kan jy met die onderrig begin. Ja, ons sal so maak. Laat sê asseblief die alfabet op, ons wil vir mevrou Seseman wys wat jy hier geleer het. A, B, C, D, E, F, G, H, I, en dan A, B, C, C, D, E, F, G, N, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N. en Z. Phew. En nog 'n keer. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Juffrou Rottemeier wens jy in kennis te stel dat ons volgens die gebruik van die huis eers om 7 uur eet. Wat? Eers om 7 uur? Maar dan moet ons nog 'n hele halfuur wag. Ons sal dit moet verander. Ek wil vroeër eet. Wat ek wou vra, eet jy nog altyd so sleg of het jy al 'n groter eetlus? Maar hoe kan jy dan groot en sterk word as jy nie wil eet nie? Ek hou nie van eet nie, is sommer vervelig. Wat sê jy? Hoe kan eet ooit vervelig wees? Ek eet altyd graag. Ek geniet dit om aan te sit, veral as daar iets opgeskep is waarvan ek hou. Weet julle wat mense alles met borde kan maak? As hulle silwerkoen is, kan mense hulle selfs as 'n spieël gebruik. Mens kan 'n bord vol water gooi en klein bootjies daarop laat dryf. En met baie diep borde kan 'n mens selfs toer. Toer? Regtig? Sebastian, Ja, wat verlang jy? kry asseblief vir my 'n bord wat nog dieper is. Dis die diepste borde wat ons het. Bring dan maar glase. Glase werk net so goed. Glase, ja. Ek bring dit dadelik, geagte mevrou. Ek het vir u water saamgebring. Baie dankie, Sebastian. Ek voel hierdie glase is 'n regte toorglas. Wat maak ouma nou? Sê vir ons toe. Geduld, kind. Jy gaan nou sien. Kyk eens
Dis mos blomme. Ouma kantoor. En dis ook nie al wat mens met glase kan doen nie. Luister net 'n bietjie hierna. Hierdie een klink so 'n bietjie vals. Die toonleer. Ouma maak musiek. Hi. Dis Hansie slimste wysie. As jy dit herken, kan jy dit mos saam met my speel. Ja. Maar waarmee dan? Daar is seker nog glase erns. Sebastian, is daar nog glase in die huis? Goed, kom ons probeer almal saam. 1, 2. Mooi. So ja. En wat is al hierdie lawaai? Het jy niks tussen die ore nie? Bly dadelik stil, juffrou Rottenmeier. Ek het toevallig niks tussen die ore nie. Dit kan nie waar wees nie. O ja, juffrou Rottenmeier, dit kan waar wees. U kan u nie voorstel hoe prettig dit is om met 'n doodgewone lepel en glase musiek te maak nie. Hou nou op. Dadelik. Breekgoed is nie vir musiek maak bedoel nie. Ek sal ophou wanneer ek wil. Dis tyd om aandete te nuttig. Dis 7 uur. Nou ja, dan sal ons ongelukkig moet ophou. Ek's in elk geval uitgehonger. Jy was reg, Clara. Jou ouma is regtig baie gaaf. Ek is baie lief vir haar. Sy is altyd so, sy kry gedurig blink idees. Jy die beste ouma in die hele wêreld. Sy's nou ook joune. Weet jy wat ek opgemerk het? Jy het vandag nie eens een keer aan die berge gedink nie. Dis waar. Hoe het jy dit geweet? Ek het dit daar op jou gesig gelees. Huh? Daar's letters opgeskryf. Jy terg my. Gaan liewer nou na jou kamer toe, Heidi, net nou kry juffrou Rottenmeier jou hier 'n ras met jou. Adelheid, wat soek jy hier in juffrou Clara se kamer? Loop nou sommer dadelik. Goeienaand, Clara. Goeienaand, Heidi. Maar dat kan toch niet? Dink jy miskien dat ek jok? Nee, natuurlijk niet. Nou gaan maak soos ek sê. Mevrou Seseman bly nie lank nie, sy gaan binnekort weg. Ja, zekerlijk, ik verstaan. Ik zal zo maken. La 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 la. Hierdie ouma is werklik vol pret. Wie is dit? Dis ek. Hallo ouma. Kan ek binnekom? Natuurlik. Ons moet saggies praat, anders hoor juffrou Rottenmeier 'n ras met ons. Maar hoekom het ouma nog nie gaan slaap nie? Kan jy nou al slaap? Nee, Ek het iets saamgebring wat ek vir jou wil gee. 'n geskenk. Oh, Hier's dit. oh. Hou jy nie daarvan nie? Ja, ek hou baie daarvan. Maar ek kan nog nie lees nie. Dit maak nie saak nie, daar's baie mooi prentjies en kyk. Oh, ja. Miskien leer jy met die mooi boek lees. Dis nie so moeilik as wat jy dink nie.
Sal ek daaruit voorlees? Oh, ja! Klim dan gou in die bed, Heidi. Ek sal aanhou lees totdat jou oë toeval. Hoera! Ek is reg, ouma. Ouma? Wat is dit, my kind? Juffrou Rotmeier sê ouma gaan gou weer weg. Sê dit? Ja, sy het dit vanaand vir Sebastian gesê. Wel, ek is nog hier. En ek is nie van plan om nou al weg te gaan nie. Ek's bly. Is jy gereed? Kan ek maar begin? Ja, Daar was eendag lank gelede in 'n land ver agter die 7 berge 'n klein dogtertjie. Ouma het gelees en Heidi het mooi geluister. Ouma moes 3 lang sprokies voorlees voor Heidi se oë teen haar wil toegeval het en sy aan die slaap geraak het. Mooi.